Goeiedag. Hierdie les gaan oor vermenigvuldiging van desimale getalle. Kom ons doen 'n paar voorbeeldjies. Voorbeeld 1. As ek vir jou sê 18,6 maal met 10, hoe gaan jy te werk? Ja, ek weet daar's van julle wat nou al kommas wil begin skuif, maar kom ons kyk net eers voordat ons 'n komma skuif, waar kom die skuif van die komma vandaan? Hierdie 18,6 is net so goed, ek kan dit skryf as 186 tiendes, want ek is daar met die plekwaarde van die tiendes. So dit is 186, althans nie 168 nie, 186 tiendes, maal met 10, ek kan maar sê op 1. En kyk wat gebeur, die 10e kanselleer mekaar uit. Reg, en dan een keer, so my antwoord is 186. Kom ons doen nog enetjie. Wat van 0,21 maal met 100? 0,21 maal met 100? Skryf eers daai 0,21 as 21 honderdstes. 21 honderdstes maal met 101, want kyk wat gebeur, jou honderde kan mekaar uitkanselleer. So hy gaan daar een keer en daar een keer. So as jy maal, bo met bo en onder met onder, wat het jy oor? Net 'n 21. Wat kan jy dus dan nou sien en aflei? En hier kom die skuif van die komma in. Wat kan jy sien? Toe ek met 'n 10 gemaal het my komma een plek aan die regterkant toe geskuif. Dit wil sê my antwoord het groter geword. Toe ek met 100 gemaal het my komma 2 plekke geskuif. Dit wil sê hy moes hom, die antwoord het groter geword. So, as ek dus nou met 10 maal, daai 1-0 sê vir my komma skuif 1 plek na regs. En as ek met 100 maal, die 2 nulle sê my komma skuif 2 plekke na regs. Ek hoop jy verstaan. Maar wat nou daarvan as ek vir jou die volgende een gaan gee? 2,5 maal met 2. Wat gaan jy doen? Daai 2,5, kom ons skryf dit eers soos wat ons hier gedoen het. Dis eintlik 25 tiendes. Maal met 2 op 1. En nou, wat kan jy doen? Een van twee dinge. Maal bo met bo en onder met onder, of jy kan jou 2 en jou 10 al uitkanselleer. 2 gaan daar 1 keer, hy gaan hier in 5 keer. En dan het ek 25 op 5, en as ek hom uitwerk, gee dit vir my 'n antwoord van 5. Of as jy gesê het, maal bo met bo en onder met onder, sou ek hier gekry het 50 op 10, en daai 50 op 10 kan ek bo en onder deel met 'n 10, en dan het ek 'n antwoord van 5 op 1, of net sommer 'n 5. So dit gee nie om watter een van hierdie twee jy volg nie. Wat van die volgende voorbeeld? As ek vir jou sê 0,2 maal met 0,3. Wat nou? Hoe gaan ou nou die komma skuif? Kom ons skryf dit eers as 'n breuk. 'n gewone breuk. So hierdie 0,2 is dieselfde as 2 tiendes. Maal met 0,3, 3 tiendes. Hoe maal ek gewone breuke met mekaar? Bo met bo, onder met onder. So dit gee vir my 6 honderdstes. En as ek 6 honderdstes wil skryf as 'n desimale getal, gaan ek sê, dit moet wees in die posisie van my honderdstes, so die 6 is daar, en ek vervang nou net met nulle. 0,06. Reg, jy kan hom op 'n ander manier ook doen. Nou hier is eintlik die kort manier. En ek weet baie van julle doen die kort manier, maar onthou, dis my baie belangrik, dat jy verstaan hoekom jy dit doen, en hoekom die kort manier werk. Goed, so om kort manier te doen,
ignoreer die komma. So dan het ek hierso 2 maal 3. En 2 maal 3 is 6. Nou moet ek die komma terugsit in my antwoord. Hoe sit ek hom terug? Hoe weet ek waar hy moet wees? Die geheim is soos volg. Die aantal desimale plekke in jou vraag, in jou oorspronklike vraag, hierdie ene. Hoeveel desimale plekke het ek daar? Het ek 1, dan het ek nog 1, so ek het altesaam 2 desimale plekke. Dan beteken dit, jou finale antwoord moet 2 desimale plekke hê. So ek gaan skryf, hy moet 2 desimale plekke hê. Nou waar kom die 6 nou in? Nou vervang jy hom in van heel regterkant af. So die 6 kom daar, en dan maak jy dit net vol met die nulle. 0,06. Kan jy sien? Is dieselfde antwoord? Ok, kom ons doen nog eenetjie en kyk of jy verstaan. Voorbeeld 4. 0,4 maal 0,21. Goed, hoe gaan ons te werk? Ons doen hom weer 'n keer op 2 metodes, soos wat ons hier gedoen het. Eerste metode, so hierdie een gaan wees 4/10 maal met 21 100stes. Reg. Maal bo met bo en onder met onder. So 4 maal 21, 84. En 10 maal 100, 1000. So 84 gedeel deur 1000 of 84.000stes. Ek moet 3 plekke na my komma hê vir 1000stes. Hoe vervang ek dit in? Van agteraf of van die regterkant af. So die 4 gaan hierso, die 8 daar, en dan maak ek dit vol met nulle. So 0,084. As ek metode 2 wil volg, kom, hoe gaan ons dit dan doen? Metode 2, ignoreer die komma. So ek het net 4 maal 21, en dit is 84. Nou moet jy die komma terugsit om jou finale antwoord te kry. Hoe sit ek hom terug? Gaan kyk na jou oorspronklike vraag. Hoeveel desimale plekke was daar in totaal? Hier het ek 1, 2, 3. 3 desimale getalle plekke in totaal. So dan sal jou antwoord ook 3 desimale plekke in totaal moet hê. So, hy moet dan wees 3 desimale plekke in totaal. Waar sit ek die 84? Begin van my regterkant af. So hy kom so in en ek vul hom op met nulle. En daar kan jy sien dat hierdie 2 ouetjies is presies ewe groot. Seuns en dogters, ek hoop jy verstaan. Onthou wat ek gesê het, dit gaan nie net oor om 'n kort manier toe te pas nie. Dit gaan oor jy moet weet hoekom jy dit doen en hoekom jy dit mag gebruik. Tot volgende keer. Totsiens.